You have to have a tender heart of obedience for God. Ek wil vir julle hierdie ding lees wat Francis Chan geskryf het van die crazy love of God. People who are obsessed with God do not consider serving God a burden. They take joy in loving God by loving His people. A person obsessed with Jesus is continuously faithful and thankful. He revels in his role as child of God. It is not about counting the cost. It is because you are in love. Die Bybel is 'n liefdesstorie, 'n liefdesstorie van Jesus aan ons. En as jy die konteks verstaan, dan kan jy verstaan hoe Jesus wil hê dit moet wees met ons. Ek het hierdie storie gehoor van hierdie girl wat in 'n huis groot geword het waar daar ma en pa absoluut oop was vir mense en die bediening. Man, as jy nie ete gehad het nie, kon jy enige tyd daar instap, daar was vir jou kos. As jy nie blyplek gehad het nie, kon jy daar kom bly tot jy reg gekom het. Hulle was eenvoudig net soos 'n taxi gewees. Altyd plek vir nog een. En toe hierdie meisiekind uit die huis uit gaan en sy gaan swat 'n paar dorpe verder, kuier sy eendag saam met ander en hierdie een ou in hierdie man in die groepie sê, hy is nou op pad na daai dorp toe waar haar ouers bly, maar hy het dit nou nie geweet is haar ouers wat daar bly nie. Hy is op pad soontoe en hy het gewonder hoe hy daar gaan regkom. En hierdie kind staan op en sê, man, hier's my ma en pa se nommer. Ek gaan vir hulle sê jy's op pad soontoe. Gaan klop net daaraan, hulle sal jou met alles help, jy kan by hulle bly ook. En so het sy haar maale laat weet en hulle is baie opgewonde, want die maale weet nou die ouetjie kom. En die dag toe die kar daar voor by die huis stop, toe kom die tannie nader en sy druk die kind en sê, man, ons het jou verwag, ons is so bly jy's hier, ons is hier om te help. En die kind het so bietjie teruggestaan en gesê, en sy druk hom weer. En tyd sy toe oor sy skouer kyk, toe sien sy, oeps, maar hy is van die pestkontrol. Dis nie die kind wat op pad is na hulle toe nie. Maar dit is hoe jou liefde vir mense moet wees. Jy moet eenvoudig almal omhels en inlaat. Ek wil hê ons moet kyk na Lukas 10, vers 25 tot 28, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe, hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En onthou, hier spreek hierdie wetgeleerde hom aan, wat nou eintlik 'n prokureur is, as meester, wat beteken, hy sien hom as hoë aansien, maar nie noodwendig as die Messias nie. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hierdie prokureur wou homself regverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. Jy sien, hierdie man, hierdie prokureur wou vir Jesus vasvang. Maar wat ons hier moet verstaan is, dat hierdie paadjie wat hierdie man geloop het, was van sy werk af na sy huis toe. En dit was omtrent so 6 tot 7 myl paadjie wat so tussen die berge deurgegaan het, en dit was 'n gevaarlike pad gewees en dit was bekend vir rowers wat 'n mens daar aangeval het. En toevallig het 'n priester met daardie pad afgekom en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby.
Nou mens kan nou redeneer en sê die priester moes homself rein en netjies hou, hy kan nie vol bloed wees nie, anders kan hy gaan bedien nie. Maar hierdie priester was op pad huis toe gewees, so hy kon maar vuil geword het. En hy het net uitgemaak of hy my sien hierdie priester. En net so het ook 'n Lewiet by die plek gekom en hom gesien. En 'n Levitikus is tog die mense van die wet. En hy het ander kant verbygegaan. En hy was ook op pad huis toe gewees. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Dieselfde as wat Jesus teenoor mense voel.